Goeiedag, weer so lekker om Deaf Friendly en Patmos werk saam, om ook die dowes die evangelie te laat sien. Hierdie symbool is die oor met die oë, want dowes hoor met hulle oë, hulle sien. Wat hulle nie sien nie, hulle hoor nie. En daarom is dit ons bid en ons fokus om te sê, elke dowe moet sien die evangelie van Jesus Christus. Ek het die afgelope tyd gepraat oor Johannes, sien jy die gebaar, Johannes? Johannes was baie lief vir Jesus. Hy was naby Jesus en daarom die gebaar Johannes. Hierdie disipel het ek vir u verduidelik, het geskryf oor die vrouens, hy het geskryf oor die huwelik by Kana. Die ander evangelie skrywers, hulle het min gepraat oor die vrouens. Maar Johannes lief om te praat oor die liefde en die verhouding, die aksie, die kommunikasie tussen Jesus en vrouens. En hierdie selfde Johannes skryf later weer. Hy skryf 3 kort boeke, 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes. En nou klink hy 'n bietjie anders. Dis amper as ek wil sê vroeër bietjie meer verhouding, romanties, so ietsie daarvan. Maar hier in die Johannes boeke, hy praat soos 'n pa. Hy praat soos 'n pa wat diep omgee. En wat eintlik vir sy mense wil sê, hey, jy moet die Here dien, jy moet die Here ken, jy moet hom volg. En ek lees vir ons uit 1 Johannes 1 vers 5 tot 10. En hy sê, dit is die verkondiging, dit is die nuus, dit is die storie, dit is die waarheid wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. Daar is niks duister in hom. As ons sê dat ons gemeenskap, verhouding met hom het en in die donker leef, dan ons lieg en het ons nie die waarheid nie. So dis maklik, nommer 1 om te sien, waar is jy met jou verhouding? Leef jy in die lig? Is jy skelm? Is jy donker? Is jy agter? Of is jy helder, oop verhouding met God en met mense? En hy sê, as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En sy bloed was ons van alle sonde. Sien jy dat as jy die lig, as jy naby Jesus, baie mense sê ek is lief vir Jesus. Hoe sal bewys, hoe sal ons sien? Kyk hoe gedra tussen mense. Want hy verduidelik eintlik, hy sê, as die lig in ons, dan is ons lief en omgee vir mekaar. En so word God verheerlik. So jou gedrag teen ander mense sê iets van jou verhouding met God. En ek en 'n goeie vriend het nou net daaroor gepraat. Dis vreemd, hoe naby jy aan die Here, hoe meer gou jy voel vuil en sondig en skuldig. Dis nie van skuldig, ek is minderwaardig, ek is nee. Dis daardie soort gevoel van ek besef, ek erken die Here is lig, hy's duidelik, maar ek, in die lig, ek sien ook my foute. Maar nou hierdie foute sien, is nie daardie foute van ek is skaam, ek voel sleg, verneder, nee, daardie lig maak dat ek amper soos haastig, ek wil sê, Here, vergewe my, Here, maak my skoon, ek het nou lelik gemaak, Here, hierdie wat ek nou gemaak het, lelik met persoon, asseblief wegvat. Sien jy dat, wanneer die Heilige Gees met my praat oor sonde, is dit nie om my te laat sleg voel, dis om my te laat groei.
En daarom is dit belangrik wat hy sê, dan word ek bewus, ek het baie verkeerd, ek het baie sonde. En dan daai stuk waar hy sê, maar, ons het gemeenskap met mekaar. Dit beteken mekaar as mense, maar ek en God, ons met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, was ons van alle sonde. As ons sê ons het nie sonde nie, jok ons vir onsself, en is die waarheid nie in ons nie. Maar hierdie mooi, vers 9, so bekend. As ons sonde bely, hy is getrou, regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid, alle vuilheid, alle vlekke te reinig. As ons sê, ek het nie gesondig nie, dan maak ons hom tot leienaar, en is sy woord nie in ons nie. Ek kom nie vandag in preek sonde nie. Ek wil nie vandag kom en sê, jy het so gemaak, jy moet bely. Nee, wat ek wil sê is, dis belangrik om in die lig te lewe. Wanneer ek naby die Here, dan verander my gedrag met ander mense ook. En dan as ek 'n fout maak, dis vir my maklik om te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Of ek hou nie van, ek sal nie weer dit doen. Nou is dit nie omdat ek so skuldig en vuil voel nie, maar omdat ek in verhouding met die Here is. So hier's 'n toets. As ek my gedrag, my verkeerd, my sonde wil regverdig, is ek eintlik in die duister. Maar as ek my sonde bely, hier's die goeie nuus. As ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om dit weg te was. Ek hoef nie verskoning te maak vir my sonde. Ek hoef nie te verduidelik, maar eintlik, daai mense het my baie kwaad gemaak, en nee, ek kan net sê, Here, ek was verkeerd. Of Here, hoe ek nou voel, is nie goed nie. Ek bely dit. Want jy sien, om te bely beteken om jouself te verneder. En dis wanneer ons verneder, dat God se Heilige Gees in ons meer en meer word. En dan eintlik word ons verhoog. Nie deur onsself nie, maar deur hom, want nou is ons bloed gewas. Nou maak nie saak my lankal, maak nie saak my fout. Ek kan nou voor die Here staan. Ek kan 'n offer bring. Ek kan sê, Here, ek het my sonde bely. Miskien voel jy nog skuldig oor jou sonde. En dis 'n ander ding waaroor hierdie Johannes praat. Hy sê, hy het 3 hooftemas. Hy sê, God is liefde. Hy het in die vlees gekom. En hy sê ook dat ons kan seker wees van ons redding. As ons gaan lees hierdie hooftemas in 1 Johannes 4 vers 8, hy sê, liefde is nie net 'n opdrag, jy moet probeer mense lief hê nie. Nee, dit word deel van jou natuur, omdat God lig in jou, jy lig na die mense. Dis nie hierdie moeilik, ek probeer mense lief hê nie. Nee, ek kom nader aan die Here deur my sonde te bely. Sy lig kom in my en sy lig maak dat ek makliker lief vir mense. So as jy sê jy's 'n gelowige, sal jy sien dat jy ook 'n liefde het, 'n liefde wat gee, wat offer, wat help vir ander mense. Jesus het gekom om ons te red. En Johannes is baie duidelik daaroor as hy sê, pas op vir mense wat 'n ander evangelie bring.
Pas op vir mense, veral wat sê, ja, maar Jesus is nie waar Seun van God. Hy's nie waar gekom. Hy het nie regtig vir alles gesterf. Daar's nog dinge wat jy moet doen. Pas op vir dit. Want hy sê, Jesus is volledig God. Hy het in die vlees gekom. En dit moet jy glo. Hierdie is amper die grootste sonde, om nie wanneer die Heilige Gees jou herinner, jou getuig, dat Jesus is waar God, hy het waar mens geword, hy het homself gegee, sodat jou sonde bely kan word. As jy dink, dat daar is 'n sonde wat die Here nie vergewe nie, dan jok jy. Dan sê jy eintlik, die Here Jesus het halwe werk gedoen. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy is gereed om jou te red. Ja, miskien het jy moord. Miskien is jy in die tronk. Dis jou straf hier op aarde. Maar die Here in sy genade sê in Johannes 5 vers 13, hy sê, gelowiges kan weet dat hulle die ewige lewe het. Dis wat Jesus kom doen het. Die grootste sonde is om nie te glo dat Jesus jou sonde vergewe nie. So sal jy vandag saam met my ook daardie ding wat jy bære, daardie ding wat jy dink is te vuil, is te sleg, is te verkeerd. Die Here kan my nie vergewe nie. Dis 'n jok van die duiwel, want hy wil hê jy moet slaaf bly. Hy wil hê jy moet minderwaardig voel. Minderwaardig en nederig is nie dieselfde. Minderwaardig sê ek is nie goed genoeg nie. Nederig sê maar ek is nie goed genoeg nie. Maar Jesus, daar is iemand wat my kan help. Sy naam is Jesus. Mag die Here vir ons help. Vader, ek bid vir elkeen wat voel, my sonde te groot, my fout te erg, om vanmôre opnuut te glo. Dis hoekom u gekom het. Dis hoekom u as volledig as God moes kom, want net dit wat heilig is, u self kan vir ons sonde betaal. Maar nou vandag ons moet glo, u het volledig betaal vir ons sonde. Ons glo dit, ons aanvaar dit. En daarom weet ons dat u, wanneer ons sonde bely, wanneer ons sê u is die Here wat mens geword het om my te red, dan ons weet ons het die ewige lewe. Baie dankie Here dat elkeen wat so glo, dat ons saam in ewige heerlikheid sal leef met u. In Jesus naam, ons verlosser. Amen.